Vanaand se storie is op vele maniere vir my 'n baie spesiale storie. Nommer 1, die storie is ongeveer 90 jaar oud en dis 'n ware verhaal en dis een van daai stories wat jy gaan sit by die ouer garde en dan kuier jy saam met hulle en dan begin vertel hulle vir jou hulle stories van toe hulle kinders was en wat hulle als gedoen het. Die spesifieke storie was gebeur daar op die plaas waar die oom, hy was 'n appelboer gewees. En dit was nog, toe hy 'n kind was, hier so 6, 7, 8 jaar oud, en hulle het die aand saam met vriende gekuier, lekker natuurlik rondom die braaivleisvuur, en een van die dinge wat altyd baie gewild was, en dis vandag nog steeds baie gewild, is 'n waterlemoen. En so is dit altyd gebruik gewees, daar word altyd vir pudding, as almal nou klaar geëet het, en hulle weet nou, pudding gehad het, dan kom die eindelike pudding kom nog, en dit is die waterlemoen. Die waterlemoen wat gewoonlik met 'n koel plek geberg is, of 'n koelkamer, wat hulle daai tyd nie gehad het nie, maar hulle het hom koel gehou. So gebeur het in die aand, dat toe hulle nou lus het vir waterlemoen, en die kinders vra toe vir oom, ons het 'n bietjie waterlemoen kry, en die oom het altyd waterlemoen in oorvloed gehad. Hy vertel toe vir my dat by sy pa het altyd waterlemoen in oorvloed gehad, en die spesifieke keer toe is hy nou nie waterlemoen nie. So sê die oom vir hom, die enigste ding wat ons nou sal kan doen, is ons sal nou by die buurman waterlemoen moet gaan steel. Nou hy sê toe, hy kyk dus sy pa, so hy kan nie lekker sy pa verstaan nie. Sy pa is nou 'n kerkman, en hy het so aangekyk, hy sê, oké, kom ons kyk nou maar, en so het hulle toe nog vir al die kinders nou op die bakkie gelaai, en die hond is by, en hy vat so met die halgeweer ook saam, jy weet nooit waar jy die halgeweer nodig gaan kry, hier langs pad nie. En natuurlik ry hulle toe nou daarna in die buurman se plaas se kant toe, en so kom hulle uiteindelik toe nou naby waar die waterlemoen land nou is, en hy vertel, hy het geweet, die buurman se waterlemoene is lieflik op daai stadium, perfek, en hulle huis was ook nie ver van die waterlemoen land, so dit het hom nou erg weet bekommerd gemaak, maar sy pa en die ooms, hulle is nou almal daar, nee, wat dis reg, ons gaan nou waterlemoen stuur, hulle skien nou vir hulle toe nou die instruksies, elkeen van hulle moet dan 2 waterlemoene onder sy blad sit, een blad en dan die ander blad, en dan moet hy dan 'n ordentlike waterlemoen kies, en hulle sê vir my, mooi kyk, aan die een kant van die waterlemoen, daar by die stingeltjie daar, gaan jy sien, daar is so 'n varkstertjie, as hy nou so effens droog begin word, dan weet jy, hierdie waterlemoen is ryp, as hy nog groen is, los hom, hy is nog nie reg om te eet nie, hy is nog nie soet genoeg, hy is nog nie ryp genoeg. So ons het later goed geweet, of hy dan natuurlik vertel hoe goed hy geweet het, ek ook, maar later in die lewe geweet, wanneer is 'n waterlemoen ryp. En jy kan dit net sien op die land, want as jy hom afplik, is die stertjie weg. So daai waterlemoen wat jy in die winkel kry, kan jy nie sien of hy weet, wat jy op die land sien. Op die land sien jy is reg of nie. Maar so is die seuns toe nou daardeur, hulle is toe nou af, en die bakkie se ligte was natuurlik afgeskakel, engine, nou ry hy so stadig, en die eerste rat het toe, eindelijk sê die oom, nou kan julle gaan, en hy ry nou, loop nou so om, hy sê toe, hy het die pad geken, en hy stap so om, daar sê daar om die bome, daar appelbome daar, en jy sien daar so oop land, oppas net, die oom se huis is daar naby, en oppas net, hy het 'n groot hond, gaan nou daar in die lande in, en hulle kyk nou mooi, jy weet, is so mooi maanskyn, en alles, en hulle uiteindelik toe, kom hulle nou elkeen dan 'n waterlemoen daar in die hande gekry, maar intussentyd sien hulle toe nou die huisie daar se lig gaan aan, en die volgende oomblik begin die honde te blaf, en toe hulle vir hulle kom kry, toe hoor hulle, maar die hond kom aan, nou is hulle, elkeen met die waterlemoen onder die arm, sit hulle toe in die stuk, en daar waar hulle pa nou vir hulle gesê het, hulle sal nou opgetel word, en hulle hardloop, nou okay, jy mag nie die waterlemoen laat val nie, dis waardevol, dit kos geld, en so het hulle toe nog die stuk ingesit, hulle hoor die hond, en die hond se blaf is hard, en die hoor toe eet daar so skoot wat daar afgaan, en het klink of die skoot hier in hulle rigting inkom, en nie lankie, daar is daar nog geskoot, dan jy weet hoe hardloop hulle dan, en die oukies, hy sê, hulle het absoluut gehardloop net vir die skuilingplek, en daar waar hulle pa vir hulle gesê het, hulle moet vir hulle oplaai, toe hulle uiteindelik nou, een keer gehardloop, wat naby die plek kom, toe raak die wag hulle nou, en hier is nou nergens, hulle paas is nie hier nie, die oomies is nie hier nie, nou wag hulle maar, hulle het ons nou opdrag gekry, dat hulle moet nou daar wag, en dit is toe, dat die hulle sien nou, hier kom nou
ding hier aangereis, die ligte is af, hy ry baie stadig in eerste rad, en soos wat hy nader, dan kruip hulle weg, en ons nog bang, dis dalk die oom wat nou vir hulle kom soek, dan, want hulle het nou die water gesteel, en hulle sit met die goed is daar by hulle, en toe die bakkie nou nader kom te herken, hy nou sy pa en die ooms en als, en toe weet hulle nou is veilig, en hulle laai die waterlemoen en op die bakkie, en almal is baie noppies met hulle waterlemoen, weet is seker toe nou maklik 10-12 waterlemoene, wat hulle toe nou daar by mekaar gemaak het, almal daar op die bakkie gelaai het, en daar sit die bakkie nou die in terug huis toe, natuurlijk is die waterlemoen toe nou gesny, kinders het dit nou vreeslik geniet daaraan, maar hy sê, hy kon toe nog steeds nie verstaan, dat sy pa nou bereid is, om waterlemoen te steel nie, en so het die aand toe nou aangaan, die kinders het verder gespeel, en die ouers het weer verder om die vuurtjie gekuier, en dis toe dat hy toe nou op die stadium kom, hy wil nou in die huis kom, en hy wil toe nog iets kom kry om te eet, en dit is toe dat hy nou hoor, die ooms en sy pa en die ooms, dat toe nou so vreeslik lekker gesels, en hulle lag, en dit is nou skierig, jy weet nou, sit nie so hals so achter die bos, jy weet, dat is nou so boskerm waarop hulle gebraad, nou luister hy nou wat sy pa en die ooms nou gesels, sê sy pa, wat is nou my manne lekker gevang nie, ja, sê die ander oom, ja, hulle het gedink, hulle steel iemand sy waterlemoen, en toe sy pa lag en sê, ja, so toe die hele storie is toe nou, die hele storie was gereeld tussen die mense, die ouers, dat hulle gaan nou die kinders een bykie van een poetsbak, en so dat hulle die aand gaan waterlemoen steel, wat toe nooit waterlemoen steel is, was toe net waterlemoen gaan haal, en hy sê, hy is toe nog baie verlig gewees, dat dit was eindelijk toe nog maar net een poets wat hulle gebak is, want dit was dan die storie, soos ek sê, 90 jaar oud, van die kinders, wat waterlemoen gesteel het, en toe by oud was het maar net, al wat hulle gaan doen het was, hulle het maar net gaan waterlemoen haal, en ek dink, hulle het maar so, ook gehoor, die ooms en die goed het saam met mekaar gespeel, die skoot wat hulle gehoor het, was die ooms se halgeweer gewees, of sy pa se halgeweer gewees, en die honde wat geblaf het, was toe nou maar eindelijk maar sy eie hond gewees, wat natuurlijk toe nou in die nacht, in die donkerte geblaf het, en hy sê, hy was baie verlig gewees daaroor, na die tyd, dat dit daarom nie een gesteelde goed was nie, maar dat dit daarom